Broeders en susters, ons is nou in 'n tyd van die geskiedenis wat die woord van die Here baie verdraai word. Die woord van die Here vir enige ding gebruik word, veral in die volkegeskiedenis, om kwaad aan nou konseis te verdedig. En daarom het ek 'n redelike ernstige besinningspreek vanmôre. Let wel, dis nie 'n oordeelspreek nie. Dis 'n besinningspreek. Waar staan ek en jy in die raad van die Here? En hoe ernstig is ons? Kom ons lees Esegiel 13 en dan luister u fyn na hoe die goed wat nou gebeur, toe al gebeur het. En die woord van die Here het tot my gekom en gesê, mensekind, profeteer teen die profete van Israel wat profeteer en sê aan die wat profete uit hulle eie hart is. Luister mooi, hoe sê die Here? Profete uit hulle eie hart is. Hoor die woord van die Here. So spreek die Here. Wie die dwaase profete wat agter hulle eie gees aanwandel en agter dinge aan wat hulle nie gesien het nie. Jou profete, o Israel, is soos jakkalse in pynhope. Julle het in die bresse nie opgegaan nie. En die muur nie gebou om die huis van Israel, om in die stryd pal te staan in die dag van die Here nie. Hulle het nietigheid gesien en leenagtige waarsêry. Hulle wat daar sê, die Here het gespreek, terwyl die Here hulle nie gestuur het nie. En dan wag hulle op die vervulling van die woord. Het julle nie 'n bedrieglike gesig gesien en leenagtige waarsêry gespreek nie, deurdat julle sê, die Here spreek, terwyl ek nie gespreek het nie. Daarom, so spreek die Here, omdat julle valsheid gespreek en leenagtige gesigte gesien het. Daarom, kyk, ek het dit teen julle, spreek die Here. En my hand sal wees teen die profete wat bedrieglike gesigte sien en leuns waar sê. Hulle sal in die vergadering van my volk nie wees nie, en in die boek van die huis van Israel nie opgeskryf word nie, en in die land van Israel nie kom nie, en julle sal weet dat ek die Here is. Omdat hulle my volk verlei het deur te sê vrede, terwyl daar geen vrede is nie. As die volk die muur bou, kyk, en dis nou ons teksvers, hierdie gedeelte wat ek nou lees, en as die volk 'n muur bou, kyk, dan bepleister hulle dit met loskalk. Sê vir hulle wat met loskalk pleister, dat dit sal afval. Daar sal 'n oorstromende stortreën kom, en julle haalstene sal val, en 'n stormwind sal losbreek. En kyk, daar val die muur. Sal dan nie vir julle gesê word, waar is die pleister waarmee julle gepleister het nie? Daarom, so spreek die Here, ja, ek sal 'n stormwind in my grimmigheid laat losbreek, en daar sal 'n oorstromende stortreën kom in my toorn, en haalstene in grimmigheid tot vernietiging. En ek sal die muur afbreek, wat julle met loskalk gepleister het, en dit op die grond gooi, sodat sy fondament blootgelê sal word. Ja, dan sal die stad val, en julle sal daarin omkom, en julle sal weet dat ek die Here is. En ek sal my grimmigheid laat uitwoed teen die muur, en teen hulle wat dit met loskalk gepleister het. En ek sal vir julle sê, weg is die muur.
en weg is hulle wat dit gepleister het, naamlik die profete van Israel, wat profeteer aangaande Jerusalem en vir hom gesigte van vrede sien, terwyl daar geen vrede is nie, spreek die Here, Here. En jy, mensekind, rig jou aangesig teen die dogters van jou volk, wat as profetesse optree, uit hulle eie hart, profeteer teen hulle en sê, so spreek die Here, Here. Wie die vroue wat bande vaswerk aan al die gewrigte van die hande en sluiers maak oor die hoof van allerlei mense, groot en klein, om siele te vang. Wil julle siele vang, om van my volk siele vir julle voordeel in die lewe te hou. En julle ontheilig my by my volk vir 'n paar hande vol gars en vir 'n paar stukke brood, om siele dood te maak wat nie moes gesterf het nie, en om siele in die lewe te hou wat nie moes geleef het nie, deurdat julle my volk belieg wat na leuns luister. Daarom, so sê die Here, Here, kyk, ek het dit teen julle hande waarmee julle die siele vang soos voëls, en ek sal hulle van julle arms afskeer, en ek sal die siele losmaak, die siele wat julle vang soos voëls. Ons lees tot daar. Broeders en susters, die hele gedeelte word eintlik saamgevat in vers 12. En kyk, daar val die muur. Sal dan nie vir julle gesê word, waar is die pleister waarmee julle gepleister het nie? Broeders en susters, ons het nou in die tyd van die geskiedenis ingegaan, waar alles vals word. En waarin die leuen partykeer so goed geslyp is, dat hy lyk soos die waarheid, en wat 'n mens nie meer altyd 'n streep kan trek en sê, dis nog reg of dis al verkeerd nie. En as ons nou na ons geskiedenis kyk, nou, broeders en susters, ons kerkgeskiedenis, en dan praat ek van die heilige algemene Christelike kerk, want alle kerke is minder of meer skuldig daaraan, maar ook na ons wêreldgeskiedenis. Dan gaan ek in die preek nou vir u ook aantoon. Mense soos Putin wat hom beroep daarop dat hy 'n Christen is, maar hy moor mense dood, onskuldig. Die soort van goed, ons is nou in daai tyd waar die mense hulle op die Bybel beroep, maar doen wat hulle wil. Nou wat gebeur dan? Dit wat ons beleef, geweldige konflik, geweldige spanning binne in ons kerke, maar ook binne in ons volk en ook in ons wêreldgeskiedenis. Nou, dis nie so vreemd nie, broeders en susters, daar was maar al die eeue deur tye wanneer die kerk en die geskiedenis van die volke in een of ander krisis gekom het. En partykeer, en nou kyk ons spesifiek na die gelowiges, die kerk. Partykeer het die kerk sterk vertoon, ander kere het die kerk swak vertoon. En elke keer wanneer die kerk swak vertoon het, en ons leer mos kerkgeskiedenis nie katekisasie, dan het dit gebeur wanneer die kerk en die kerkleiers aan die woord van God gaan verander het. En dis presies waar ons nou is. Hierdie klomp dwaalleringe wat die wêreld vol lê nou en so versprei word. As jy vir iemand sal sê van daardie groep, maar hier staan dit in God se woord, dan sê hy vir jou, ja, maar daai goed het verbygegaan. Dis nie meer in ons tyd so nie. Of jy kry selfs hierdie verskriklike swak uitspraak, dat iemand sal sê, ek weet dit staan in die Bybel, maar ons het nuwe wette in hierdie land, en jy moet die landswette gehoorsaam. Met ander woorde, die regering moet die kerk beheer en nie God nie. Die soort van dwaling onder mense wat nie beginsels kan onderskei nie,
kom al hoe sterker nou na vorentoe weer in ons tyd. En broeders en susters, daarom is dit so noodsaaklik dat ek, en ek's ingesluit by hierdie preek, en julle almal, baie ernstig moet besin oor wat is my band met die Here? Nie met die regering of met die wêreld nie. Wat is my band met die Here? Wat doen ek met die woord van God? Want broeders en susters, ons het net een handboek in die geloof en dis hierdie een, die Bybel. En dis wat ons moet volg. As ons onvoorwaardelik op die Here vertrou, dan sal ons wat glo deur hierdie tyd kom. Maar derentyd hoor ons in die agtergrond daai gebeurtenis in die paradys toe die duiwel vir Eva loop sê het, hoekom wil jy luister? Jy sal soos God wees. Jy sal soos God wees. Ons wil in beheer wees, ons wil sterk wees, ons wil die reëls maak, ons wil die sogenaamde beginsels vasstel. En broeders en susters, dan sê snaakse ding, dat hierdie beginsels goed is wat nie in die woord staan nie. En 'n beginsel beteken dis 'n ding wat God sê. Soos ek nou vir u gelees het. So begin die wêreld dan vervals raak, die oomblik wanneer die kerkleiers vervals raak. Wanneer die wêreld loop agter die kerk se leiers aan. En dis hoekom ons hier gelees het, en dis hoekom hierdie preek so ernstig is vandag. Ons is in 'n besinningstyd, ons wat glo, ons wat die Here ken. Die Here sê hier, die vyand het nie van buite af die kerkmuur omgestoot nie. Hy het van binne afgeval, want hierdie ouens wat die muur moes bou, het verkeerd gebou en hom te swak gebou. En toe val die muur hulle dood. Nou weet jy, dit kry ons presies so in Openbaring, as die Here sê, hy gooi nou die 6de skaal uit, en nou droog die groot rivier, die Efraat op. Nou die Efraat is die rivier wat nou nog tussen die ou Babylonië en Palestina loop, die kerk en die wêreld, en daai rivier is die grens tussen die twee. En dan sê Openbaringe van ons tyd toegepas op daai beeld, sê, dan word die groot pad reggemaak vir die konings van die ooste af. Nou lees ons dit, dan dink ons die inval in die kerk. Wat vergeet ons? Wat was ons Here se laaste woorde voor hy hier weggevaar het, daai oomblik? Hy het gesê, gaan, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou, en daai dag as daai engel daai rivier droog maak, dan moet hierdie woorde van die Here waar word, dat die kerk se pad in die heidendom in oopgemaak is. Ons het die heidendom aangeval en ons hulle bekeer, maar die Here sê, ons gaan nie ons werk doen nie, en nou sien ons dit gebeur. Hy sê, daarom as hy die grens tussen die kerk en die wêreld wegval, storm die wêreld in die kerk in. Ek hoef nie daaroor 'n preek te maak nie, broeders en susters, ons leef nou in daai tyd. Almal van ons wat hier sit, het eerstehandse ondervinding daarvan. En daarom gaan ek nie uit die moderne kerkgeskiedenis voorbeelde aanhaal nie. Kom ons bly by die Bybel. Ek haal vir u 'n voorbeeld uit die Bybel aan. Israel voor en tydens die Babyloniese ballingskap. Dis waaroor hierdie stuk van Esegiel gaan wat ons gelees het. Hoekom sit die klomp Jode in ballingskap? Nou moet ons nie geskiedenis leer en sê en toe het dit gebeur nie. Die Here skryf die geskiedenis in die Ou Testament neer om te sê, dis my manier van werk. En hierdie klomp Jode sit in ballingskap want hulle het die Here verlaat. En nou moet jy nie dink die kerkdeure is toegemaak en hulle het net die heidendom aanbid nie. Dis nie waar nie. Hulle het die tempeldeur ook nog oop gehad. Die Here het klaar in daai tyd, dan sê die Here, ja, ek verfoei al julle offers wat julle bring. So hulle het gaan offer. Die kerkdeur was oop, maar buitekant het hy Baal en Asherah en al daai goeders ook nog gaan aanbid. En hoe het hulle aanbid? Dan sê die Here, julle maak kraal skoon. Julle bring al julle siek diere aan, dan kom laai julle dit by die tempel af, dat jy 'n goeie kudde by die huis het, en dan sê jy, maar ek het mos my bydra vir die Here gegee. En waar sê hy? Dink aan Salomo. Hoe eindig Salomo se geskiedenis? Onthou jy?
Salomo is een van die manne wat die groot teoloog oorskryf, jy nie in die hemel sal sien nie. Want die Bybel sê, sy laaste daad, sy vrouens hom verlei, en dan noem die Bybel elke moontlike afgods en heidense godsdienst wat in daai tyd bestaan het, en dan sê die Here, hy was saam met sy vrouens in daai tempels, en hy het nie meer sy eie, die Here met sy hart gedien soos sy pa nie, en dan sê die Bybel hierdie verskriklike ding, en hy het sy kinders deur die vuur laat gaan. Hy het 'n klomp van sy seentjies vir Moloch geoffer, dis wat die Bybel daar sê. Dis hoe die verval in 'n mens inkruip. As jy nie baie duidelik onthou wat gebeur nie, en nou begin die volk in hulle verval, en toe sê die Here, vir jare, onthou Juda is 120 jaar na Israel eers weggevoer, so hulle het nog 120 jaar langer tyd gehad om tot bekering te kom, wat die Here sê, hou op om my woord te verdraai, hou op om allerlei verkeerde goed te doen, ek gaan vir julle in ballingskap stuur, ek het klaar Israel in ballingskap gestuur Assyrië toe, en dan wil jy dan nie hoor nie, en dan gaan hulle, en hierdie deel lê presies daar, afgode begin aanbid, die Here is daar, hulle hou hom op die agtergrond, net vir just in case, soos ons sê, en dan is die afval al hoe groter, onthou u die gedeelte waar die koning in sy huis sit, is winter, sit hy in sy winterpaleis, nou maak hulle die tempel skoon, en dan ontdek hulle die 10 gebooie, die koning het nie eens meer geweet dit bestaan nie, en dan as hulle die tempel skoon maak, dan bring hulle dit vir die koning, en dan sê die Bybel, en wat maak hierdie koning? Hy hou nie van wat hy hier lees nie, dan vat hy sy skeer, en onthou nou, daai tyd het hulle nie 'n boek gehad soos ons nie, dit was op 'n perkament geskryf, op 'n velrol, en elke stuk wat hulle lees, wat hy nie van nou nie knip hy af en gooi dit in die vuur. Nou moet jy nie hoor, dis Israel nie. Onthou nou broeders en susters, dis hoe die kerk van die Here toegelyk het. En nou sê die Here, in julle moderne tyd, raak dit nou weer so, julle moet wakker wees, julle moet nie in daai goed verval nie, want dis hoe ek optree teenoor mense wat my nie ken nie. Agab, die Here sê, Isebel is die slegste vrou wat ooit gelewe het, dis Agab se vrou. Hoekom was hy die slegste vrou wat ooit gelewe het? Broeders en susters, die Bybel sê, sy het 400 Baal profete, en 200 Asherah profete binne in daai paleis aangehou, en hulle het van die koning se tafel afgeëet. Nou die kinders weet nie wie's Baal nie. Julle het al almal 'n meermin prentjie gesien. Baal is 'n meerman, net sulke skouers en hy het 'n vis onderlyf. En broeders en susters, hy is die simbool van die seksuele. So die Baal godsdienste se hoerery van begin tot einde. Die koning, die hoof van God se kerk, hou hom in sy paleis aan, in sy volheid. Dis die klomp wat toe nou deur Elia keel afgesny is daar by die Krit spruit. Dis hoe die kerk gelyk het. Maar hulle het nog altyd uit die profete herken, behalwe toe Isebel sê, sy gaan 'n hele spul van hulle nou doodmaak, en Elia gevlug het tot in die grot. Dis die waarskuwing wat in hierdie goed lê. Dis waarvan die Here praat as hy sê, die kerk moet 'n muur bou. Ons moet met geloof bou, ons moet die koninkryk van God verkondig. Ons is die vesting van God teen Satan in hierdie wêreld. En toe sê die Here, vat hierdie kerk van die Here, in hulle bouery van hulle geloof, 'n klomp los klippe, en hulle pak die goed op mekaar, maar hulle vat nie sement of iets nie, en hulle daai tyd al sulke bindmiddels gehad. Hulle vat net los kalk. Nou weet ons mos wat is kalk, is hierdie klippe wat jy kry, wat jy doodgewoon brand, daai wit is, dan blus hy, en dan meng jy dit in 'n emmer, en dan maak jy daarvan sement, en jy smeer dit aan, dit lyk te pragtig, tot hy water kry. Swel en hy val als af, en daar staan hierdie kaalmuur, en hy val van self ook sommer in mekaar. En nou hierdie stuk wat ek gelees het sê, toe pak die vyand net sommer die klippe af, hulle stap in hierdie stad in, want daar's niks wat hierdie muur beskerm nie. Hierdie stadsmuur wat so pragtig lyk, is nie gebou met die Here se blou bouplanne nie. Dit lyk so mooi en so wit, hierdie muur, pragtig, glad gepluister.
Dan sê die Here, ek breek daai muur af. En dan het ons nou gelees, die Here kom met sy woede. Hy sê, ek gaan nie saggies 'n reentjie bring nie. Hy sê, ek gaan stortreën bring, ek gaan haal bring, ek gaan al daai kalk van daai muur afwas, in my woede, so sê die Here. So as jy 'n gemors aanvang van jou geloof, en 'n gemors maak van jou kerk, en 'n gemors maak van jou landsregering, moet jy weet, jy gaan jou in God vasloop. En nou die ding, broeders en susters, hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit? Dis nie so dat die duiwel na jou toe kom en hy sê vir jou, aangename kennis, ek is die Satan uit die hel uit, kom ons maak 'n plan teen God nie. Hy kom in die Bybel in die hand. Daai kere wat die duiwel die Here versoek en haal hy tekste uit die Bybel uit aan. Sy het staan geskryf. Dan sê die Here vir hom, wie, dis nie al wat geskryf is nie, is nog goed in die Bybel geskryf. Jy moet hulle ook in berekening bring. En dis wat in ons tyd gebeur. As jy kyk na al die goeters wat kerke nou al bely, wat uit die Bybel uit soliede sonde is. So ons nee, maar die tyd het nou verbygegaan en daai dele stem ons nie meer saam nie, en daai goed was kultuurgebonde en al hierdie soort van nonsens wat ons het. Dan bou ons 'n muur van losklippe en kalk. En as ons daai goed glo, dan is ons deel daarvan. En dit is hoekom die Here sê, die laaste dae is die dae wanneer die Here nie meer gedien word nie. Daar's nog kerke. Daar's nog 'n hoeksteen wat sê dominee so en so het hierdie teks gebruik by die ingebruikneming van hierdie kerk. Alles is daar. Maar wat sê 2 Tessalonisense? God sit nie meer op die troon nie. Die duiwel sit op die troon. En die Here Jesus gee erkenning daaraan. Onthou julle Johannes 8 vers 44, waar hy met die klomp Jode praat, dan sê hy vir hulle, die duiwel is julle vader. En hy is die koning van hierdie wêreld. En hy is 'n mensemoordenaar. Van die begin af. En as hy lieg, dan lieg hy het homself. So die Here Jesus het al vir die Jode gesê, toe het dit al begin vestig. Nou wat gebeur in ons tyd? Veral as jy met 'n jong mens praat oor iets en sê, maar doen nie almal doen dit. Dis waar. Die Here Jesus sê, almal is op die breë pad. Hulle gaan almal hel toe. Onthou dit. Die smal paadjie, sê die Here Jesus, daar's min wat dit kry. En hy openbaar hom ten volle aan ons, dat ons hierdie smal paadjie kan kry. Ons kan op hom loop. Ons moet nie agter hierdie goed aanloop waar hier een of ander teoloog is wie se kop so groot is dat die buurman hom moet krap, want hy kan nie daarby kom nie. En nou het hy een of ander storieetjie wat hy uitdink. En aan die begin dan kla hier en daar 'n paar ouens in die massa bly maar stil. En net nou is almal so gewoond daaraan. Want dis wat die duiwel doen. Hy maak jou gewoond aan 'n ding en dan sit ook maar reg. Dit was in Esegiel se tyd net so. Almal van hulle het geweet as jy met kalkpleister reën dit af. Maar hulle bou toe nou maar almal saam. Dis nou maar die styl. Dis wat ons doen in ons tyd. En dan as jy die tydsgees aan jou kant het, dan loop jy van die Here af weg en dan val jou muur wat jou moet beskerm in mekaar. Nou moet jy kyk, broeders, ouderlinge en diakens, en ek self ook wat die dominee is. Hier gee die Here 'n bepaalde opdrag aan die kerkraad, die kerkleiers. Die Here verwag van ons om die gelowiges sterk te maak met die waarheid. Nie met losklippe en kalk nie. Ons leiding moet so wees dat ons 'n sterk muur rondom die gelowiges bou, dat hulle kan staan wanneer die aanslae van buite afkom, al die ideologieë. En ons is baie blootgestel aan ideologieë, broeders en susters. Ons gaan nou weer na verkiesing toe. Almal praat al daarvan op die TV en in die koerante. Onthou nou net,
Elke politieke party se beleid is een of ander van verlossingsevangelie. Stem vir my, ek sal jou verlos, ons maak so en so. Ons moet nie dat ons geloof en hierdie goed deur mekaar raak nie. Ons moet die wêreld hou en ons aan God verbind. Kyk nou byvoorbeeld hoe die lidmate reageer op ons lyding. Vers 10 en 11. Hy sê nou begin die volk agter die leiers aan 'n muur bou. En hy sê die profete, dis niemand anders as die dominee nie, want die dominee is in die profete amp. Die ouderling is in die koning amp en die diaken in die priester amp. Maar die profeet, hy is die argitek. Hy sê hoe moet ons hierdie muur bou? En dan kom pleister hulle die muur en die volk help saam. En dan bou hulle hom met gebluste kalk. Die Bybel sê dit so duidelik. Hulle boumateriaal is heeltemal verkeerd. Hulle sê Here, Here, maar hulle is nie meer by die Here nie. En dis nie in ons tyd die eerste keer nie. Die man wat die Jakobusbrief skryf in die Bybel, Nuwe Testament. Menslik gesien is hy 'n boetie van die Here Jesus. Dis nie die apostel Jakobus wat daai brief skryf nie, die Here se boetie. En op 'n stadium het hy niks van hierdie ou van hom gehou nie. Die Bybel sê die hele familie het die Here Jesus verlaat. En dan lees ons in 1 Korintiërs 15, na die Here opgestaan het, het hy daai boetie van hom loop opsoek. Jakobus, hy het hom spesiaal gaan soek. En dan as Jakobus tot bekering kom, dan skryf hy hierdie woorde. Hy sê, jy sê Here, Here. Hy sê, psop, die duiwels doen dit ook. So die duiwel sê Here, Here, ek wat sê ek is 'n gelowige sê Here, Here. En dan sê Jakobus, maar pas op, die duiwels, as hulle sê Here, Here, dan sidder hulle. Want hulle weet hulle gaan hel toe, hulle ken hom in sy almag van die begin af. Want die klomp duiwels is engele wat geval het. Hulle is almal van die skepping af onder die Here Jesus se bevel gewees. Hulle weet presies hoe magtig is hy as God. En dan onthou ons, as hulle die Here sien, dan sê hulle, ons weet wie's jy. Jy is die Christus van God. En dan smeek hulle, moet ons nie voor ons tyd pynig nie. Nou kom die gelowiges, nou Here, Here, hulle voor en agter met alles. En dan sê Jakobus, jy's vals. Jy Here, Here, maar jy het nie 'n idee wie hy is nie. Jy sê dit sonder om te vrees en sonder om te als, en ons teksvers, hierdie hele hoofstuk, en dan kom die dominee en dan sê hy, Here, Here, en die Here het dit nooit gesê nie. En dit los, broeders en susters, die gemeente met 'n opdrag. Jy moet luister wat sê jou ouderling. Jy moet luister wat sê die dominee. Jy moet kyk na die diens van die diaken. Waar kom ek nou daaraan? Gaan lees daai briewe aan die 7 gemeentes waarmee Openbaringe begin en die brief wat almal saamvat. Dan skryf die Here vir daai gemeentes en sê hy, jy het so en so ou op die preekstoel gehad en jy het hom daar gelos. Vir 'n ander gemeente dan skryf die Here, daai en daai ou het dwaalleer gepleeg en jy het hom gehoor en toe haal jy hom af van die preekstoel af. So jy moet luister met onderskeiding en moet nou nie asseblief met hierdie argument kom, maar ek is nie 'n dominee nie en ek is nie 'n geleerde in die Bybel en al die goed nie. Broeders en susters, die Heilige Gees werk nie net met predikante nie, hy werk met gelowiges. God die Heilige Gees werk in jou. En die Bybel is nie vir die dominee geskryf nie, die Bybel is vir ons almal geskryf, vir julle en vir my. So, die Heilige Gees lei jou as jy by die waarheid bly. Maar dan moet jy nie 'n wit muurtjie loop bou nie. Jy moet jou hand in die Here se hand sit. En jy moet maar 'n bietjie moeite doen en jy moet hierdie Bybel loop leer. Weet jy, ons het dit maklik, al ons kerke. Ons kinders doen nie wonderlike stywe katekisasie nie. In die Here Jesus se tyd, as jy wil bar mitzwa doen, dis belydenis van geloof af lê. Dan sit daar 'n stel rabbies voor jou.
En jy moet 55 hoofstukke van die Bybel uit jou kop uit opsê, sonder dat jy een keer vashaak, anders moet jy terug gaan huis toe. Jy kan nie belydenis van geloof af lê nie. Jy kan nie bar mitzwa doen nie. So in die Here se tyd al was die standaarde ten opsigte van, wat weet jy voor jy die Here gaan bely, baie groter as wat ons nou het. En ons moet maar net daarna toe teruggaan. En dan het ek klaar belydenis van geloof afgelê. Ek moet die Bybel aanhou bestudeer, want dis hoe God die Heilige Gees met my werk. Ons eie belydenis, ons gemeenskaplike belydenis sê, God openbaar hom deur sy woord en gees. Ons ken hom in sy werke, dis waar, ons weet hy gee reën en als en hy laat plante groei. Maar die binnekant, daai geesteswerking, openbaar hy deur sy woord en deur sy gees. Nou moet jy kyk na die baie erns van hierdie ding. Almal van ons wat hier saam is, mans en vrouens, is Christene. Dit beteken, almal van ons dra die ampt van die Here Jesus Christus. Ons is almal profeet, priester en koning. Die dominee profeetskap is net uitgelig, en die ouderlingse koningskap is net uitgelig, en die diakense priesterskap is net uitgelig. Maar elke een van julle wat hier sit en ek, mans en vrouens is profeet, priester en koning. Ons moet die Here in waarheid verkondig. Ons moet oor die sonde heers en onderskei, die werk wat die ouderling moet doen. Hy moet sif, hy moet kyk wat gaan in die wêreld aan, en hy moet vir die gemeente waarsku. Broer, suster, pas op, hier loop die mense met die woord in die hand na die verkeerde kant toe. Dis wat God sê. En ons kan almal lees en verstaan. En daarom het ons almal die verantwoordelikheid om al ons leiers. Onthou, Israel was die kerk toe, maar toe het kerk en wêreld nog saamgesmeld. Die politiek en die kerk was dieselfde ding. In die Nuwe Testament skei die Here dit. En hier gee die Here aan ons die opdrag. Luister met onderskeiding. Leer dat jy weet, as die Here jou versterk, dat jy die versterking van die Here hoor. En as daar 'n dwaalleraar voor jou staan, dat jy kan sê, jy hoort nie waar jy is nie, want jy verkondig nie die woord van God nie. En dan staan ons skuldig oor kleiner goed. Broeders en susters, hoe dikwels sal ek en jy die Bybel verdraai? Ek wil eintlik 'n lelike woord gebruik, panel beat. Ons dikklop die Bybel totdat hy pas wat ek wil doen, maar dis nie wat God sê nie. Sodat ek my sonde kan in volhard. En as ons verkeerde goed doen, haal ons die Bybel aan en sê ons, ja, maar die Bybel sê, ou moenie al te regverdig wees nie. En dan smeer ek my gewete net daartoe en dan gaan ek my sondes aan. Dis al daardie goed wat die Here hiervan praat. Die Bybel is die grond van my geloof. Die Bybel is die grond van my lewenswaardes. Die Bybel is die grond van my beplanning. Ek moet nie beplan net vir nou nie. Ek moet beplan om na die koninkryk van God toe te gaan. En daarom sê die Here, pas op. En nou moet jy weet, hy skryf dit in Jesegiel se tyd. Hoeveel harder is dit nie in ons tyd nie? Luister weer na vers 6 tot 9. Dan hoor julle die erns waarmee God met ons almal praat. Nou praat hy van hierdie valse profete. Hierdie ouens wat deesdae in ons tyd hierdie teologiese dikboeke skrywe, wat jy kan aanvoel, maar hierdie ding in die Bybel kom nie presies by mekaar nie. Maar dan sê hy vir jou, dis eintlik hoe dit moet wees. Hulle het nietigheid gesien. Hy het dit gesien. Hy het nietigheid gesien en leenagtige waarsêry. Hulle wat daar sê, die Here het gespreek, terwyl die Here hulle nie gestuur het nie. Is dit nou so vreemd? Is dit nou so vreemd? Onthou julle toe Agab gaan oorlog maak het, toe loop Sedekia daar met 'n horings op ysterhorings rond en hy stoot so rond in die lug en hy sê, gaan veg, jy gaan oorwin. Sê die profeet van die Here vir hom, jy mis die vergadering wat vandag in die hemel was. Die Here het vandag besluit, Agab gaan vandag doodgaan. Sê koning, gesluit hom toe, gooi hom in 'n put, gee hom 'n brood water, jy gee hom 1 sny brood op 'n dag.
En daai dag toe maak die Here Agab dood. Maar die profeet het met horings rondgeloop en gesê, jy kan gaan veg, ek sê vir jou, die Here sê jy gaan wen. En dis hoekom die Here hier sê, hulle wat daar sê, die Here het gespreek, terwyl die Here hulle nie gestuur het nie. En dan wag hulle op vervulling van die woord. Het julle nie 'n bedrieglike gesig gesien en leenagtige waarsêry gespreek nie, deurdat julle sê, die Here spreek, terwyl ek nie gespreek het nie. Broeders en susters, ons is die laaste week weer deur so 'n ding. Kort daar 'n profeet wat sê, daai dag en daai oomblik, dan gaan hierdie aarde tot niet gaan, en hulle die wonderlikste openbarings en goed wat hulle uit die Bybel uit bewys, en as hulle die een na die ander vals. En dis waarvan die Here hier praat. Ons moet versigtig wees in ons tyd. Die Here gaan aan, hy sê, omdat julle valsheid gespreek het, en leenagtige gesigte gesien het, daarom kyk ek het dit teen julle spreek, die Here, Here. Hy gebruik 2 name. Die skeppernaam Elohim, dis 'n meervoudsnaam. El beteken God, Elohim beteken letterlik gode, want die gees van God het gesweef, van Vader het die bevel gegee, en Johannes sê, die een wat die werk gedoen het, was Jesus Christus. Die drie enige God in sy werking, daarom gebruik hy hierdie Hebreëse naam Elohim. En die ander naam is Jahwe. Ons ken almal die naam Jahwe. Dis 'n verbuiging van die werkwoord om te wees, wat beteken, hy bestaan vir ewig en ewig en ewig, en hy was van ewig en ewig af altyd daar. En daarom sê hy hier, ek die Almagtige wat alles tot stand bring, ek wat in my ewigheid bestaan, ek praat met jou, en ek sê vir jou, my hand gaan teen die profete wees wat bedrieglike gesigte gesien het en leuns waar sê. En dan sê hy, hulle gaan in my vergadering van my volk nie wees nie, en in die boek van Israel nie opgeskryf staan nie. En hier praat die Here nou van die hiernamaals, dan sê hy, jy wat loop en lieg in die Here se naam, en jy wat valse geloofies het wat jy loop en verkondig, jy gaan nie my gesig in die hemel sien nie. Jy gaan net nie daar wees nie, want jou naam is nie daar opgeskryf nie. En die Here sê, en dan sal jy weet dat ek die Here is. En broeders en susters, ons weet dit mos ook, want julle ken almal Lukas 16, die gelykenis van die ryk man en Lazarus, en waar die Lazarus dood is, en dan dra die engele hom weg na Abraham toe, Lukas 16 van vers 21 af, en dan sê die Bybel, en hierdie ryk ou gaan ook dood. En toe hy sy oë oopmaak, toe sê hy in die hel. En toe weet hy wie's die Here, want hy sê vir Abraham, stuur daai Lazarus terug, laat hy met my boeties gaan praat, hulle is op pad hiernatoe. Sê Abraham vir hom niks daarvan nie. En dis waarvan die Here hier praat. En daarom sê die Here, kyk mooi, die ouens wat na jou toe gaan gaan met absolute oortuiging kom, hy gaan vir jou sê, ek het 'n gesig gesien, en dan sê die Here, hy het, maar dit was 'n leenagtige gesig. Hulle het uitgewerkte idees, maar is alles vals. En daarom hierdie geweldige eis wat die Here op ons lê nou. Hy sê, toets elke woord. Hoor of die een wat oor die Here praat, werklik die woord van God verkondig. So spreek die Here, vers 3. Wee die dwaase profete wat agter hulle eie gees aanwandel en agter dinge wat hulle nie gesien het nie. En broeders en susters, nou is nie net die dominee skuldig nie, ek en jy ook. Daar's baie goedjies wat ons graag so wil hê, want ek is mos so gemaak, so sê ons. Dis my aanslag op die lewe. En dan loop ek agter my eie gees aan. Die Here sê hier, maak oop jou oë en kyk na die openbaring van God. Moenie na jou eie idees kyk nie. Moenie na jou eie vergesigte kyk nie. Moenie kyk hoe beoordeel jy sonde nie. Gaan kyk wat sê God wat is sonde. En dan luister jy vir die Here. Jy begin nie oor ander goeters klets agter die wêreld aan nie. Kyk dat elke mens, jouself en jou vriende en jou kinders, sy eer vir God sentraal staan. Want, broeders en susters, daar kom hierdie oomblik wat die Here jou gaan toets. Jy gaan nie daarby verby nie. Nie een van julle gaan daarby verby nie, en ek ook nie. Die Here sê hy gaan my muur kom toets.
En hy gaan nie saggie sê, ag Shame, ek sien jy het 'n bietjie idee gehad, maar nie mooi gewerk nie. Die Here sê, hy kom met 'n stormwind. Hy kom met 'n stormwind. Hy kom met sy totale godheid. Hy sê hy kom met oorstromings. En hy sê in sy grimmigheid kom hy moet haal. Daai toetsoomlik is die Here alles behalwe vriendelik. En dis nie ek wat so sê nie, ek lees dit vir u voor uit die Bybel uit. As jou Bybel nog oop is, kyk na vers 15. En ek sal my grimmigheid laat uitwoed teen die muur, en teen hulle wat dit met loskalk gepleister het, en ek sal vir julle sê, weg is die muur, en weg is hulle wat dit gepleister het. Broeders en susters, as die Here vir jou sê, weg is jy, het jy groot moeilikheid. Dis nie sommer net iemand wat iets sê nie, dis die oordeel van God wat hy voltrek. En kyk nou hoe sê die Here, hoe werk die duiwel se suurdeeg. Tot nou toe het die preek gegaan oor die profete en die dominee, die ouderlinge, die diakens en hoe ons as Christene maar as kerkvolk reageer. Maar broeders en susters, dan sê die Here, jy moet pas op, die wêreld sluk my kerk in. Nou praat hy oor die vrouens, wat jy glad nie hier verwag nie. En dan sê die Here, die vrouens maak hulle ook aan hierdie goed skuldig. Dis belangrik dat ons hoor, die Here sê die vrouens doen dit, want broeders en susters, almal van ons weet, 'n vrou se invloed is bepalend op haar man. Daarom sê die Here, in plaas daarvan dat hulle nog soos die mans probeer skyn heilig wees, hierdie vrouens, dat hulle die Here dien, maak hulle heeltemal soos die heidene. Die Here sê hulle maak bandjies en sluiers aan hulle vas, en hulle gooi goed oor hulle koppe en hulle trek aan, soos die heidense towenaars. Hulle het nie meer inhibisies nie. En dan sê die Here, en dan verlei hulle my volk met towery en waarsêry. Dit kom van 'n kant af wat jy dit nie verwag nie. Normaalweg praat die Bybel van slegte vrouens wat mans verlei en dan doen hulle sonde en daai soort van goed. Hier sê die Here, pas op. Daai vrou wat jy trou met daai kleintjie groot maak, laat hy na my koninkryk toe kom. En as jy nie sorg dat dinge in jou huis reg is nie, gaan daai kleintjie van jou by towery eindig. Hy gaan nie by die troon van God eindig nie. Jy sien, daarom is dit so, hierdie deel raak almal. Amptdraers, lidmate, mans, vrouens, en as jy reguit vraag in hierdie preek, ek self en julle, hoe leef jy jou geloof uit? Watter getuienis gaan van jou uit vir God? Nou veral in die broeders ouderlinge ook, wil ek verwys na iets. Timoteus moet nou ouderlinge en diakens aanstel. Nou skryf Paulus vir hom oor hoe moet 'n ouderling wees en hoe moet 'n diaken wees. Maar daar's een sin wat ons in ons tyd sover ek weet in geen kerk meer nakom nie. Paulus sê vir hom, gaan vra vir die ouens buite die kerk, met ander woorde die heidene. Gaan vra vir hulle ook, wat dink hulle van hierdie ou? Gaan hierdie ouens in die straat, hier in Potgietersrus sê, daai ouens steel maar net soos ons. Hy lieg ook maar net soos ek. En daai vrou se kinder ook maar net soos ek. En daai ou syp ook maar net soos ek by elke braaivleis. Of gaan hy getuienis gee? Ek kan hierdie ou pas nie by mekaar nie, want die wêreld wat hy dien het ander waardes as myne, ek wat 'n heiden is. So sê die Here, gaan toets jouself teen hierdie ander mense op die straat, die wat nie na die Here toe gaan nie. Ek moet nie lyk soos hulle nie. Ek moet anders wees as hulle. Ek moet sterk wees in my geloof. Ek moet sterk wees in my beginsels. En nou sê die Here, waar gaan ek begin? Natuurlik by God se woord. Ek kan nie op 'n ander plek begin nie, want daar praat God self met my, die Heilige Gees. En daar skop die kruiswerk prakties in. Ons sê altyd die Here Jesus het gesterf tot vergifnis van my sondes. Broeders en susters, dis waar. Maar weet jy, hoe doen hy dit? Hy sê 2 keer
Hy sê een keer sê hy, die Vader ek sal my Vader bid, hy sal 'n ander trooster stuur. Ander keer sê hy, ek sal julle 'n ander trooster stuur, om julle in die volle waarheid te lei. Dis waar ek begin, by die Here self. En dan identifiseer ek my leiers. As dit 'n verkeerde leier is, dan vermy ek hom. As dit 'n leier is wat te veel van homself dink, dan vermy ek hom. As dit 'n leier is wat belangrik is en hy leef in sy eie waan, dan vermy ek hom. En dan word ek ook nie soos hy nie. En dan het ek 'n godsdienst wat versiende is. Die Here Jesus praat met die Jode op 'n keer as hy vir hulle preek hou, dan sê hy, ja, julle sê hierdie lig rooi is, dan is dit mooi weer. Hy sê, en julle sê hier in die lente, hierdie vyeboom se takke raak slap, dit gaan nou bot. Hy sê, julle lees die tye. Hy sê vir hulle, maar weet jy, waar staan jy in die Here se raad? Weet jy hoe laat is die Here se raadsplan met jouself aan die gang? So, ek en jy moet op so 'n manier lewe, dat ons beplan vir, ek is op pad na die koninkryk van God toe. Ek en jy moet die Here Jesus al sien kom op die wolke. En ons moet lewe na hom toe en nie in hierdie ander goed in verslind raak nie, maar ons pad al hoe skerper bou totdat ons voor die Here staan. Die Here Jesus het ons geleer om die pad van versigtigheid te loop. Broeders en susters, is nie fout om bang te wees as daar 'n ding kom en jy weet nie waar gaan jy nou heen nie. Die Here Jesus was ook so. Hy wou nie kruis toe gaan nie. As mens was hy doodbang, hy daai aan bloed gesweet, so bang was hy. Maar dan gaan bid hy. Vader, as dit u wil is, laat dit verbygaan. Dit beteken, Here, ek's bang vir hierdie kruis wat môre voor lê, maar laat u wil geskied. En dan sit ek in die Here se hande. Dan hou vas die Here my, dan lei die Here my. En dan eindig ek by die troon van die Here, want ek is ingebou in hierdie verlossing wat die Here Jesus vir my gee, en die Heilige Gees wat my lei, dat ek weet wat's waar en reg. Broeders en susters, kom ek vat die preek saam. Daar is op my en op almal van julle 'n swaar verantwoordelikheid om in hierdie tyd so te leef, dat ons die eer van God duidelik stel vir alle mense, sodat die Here my nie later moet straf, omdat ek moedswillig en nalatig was en meer van myself gedink het in die wêreld as aan hom nie. Amen. Kom ons dank. Here, ons is maar swak en nietig, en ons weet almal, want ons ken die lewe, en onsself kan ons nie vorentoe nie. Ons kan ons nie self tot bekering bring nie, want as ons die goeie wil, dan staan die kwaad ons by. U woord leer ons dit ook. Maar Here, u is almagtig, en u liefde is baie groter as liefde wat ons op hierdie aarde ken, en u het ons lief. Ons Vader wat in die hemel is, laat die koninkryk ook daarin kom dat u liefde ons so lei, dat ons onderskeibaar is van die wêreld, en dat ons u lof en u eer verkondig. Here, ons wag op u wederkoms. Amen.